Sondag is eintlik opstandingsdag. Dit is nie Sabbatdag nie. Dit is nie 'n verplaaste Sabbat nie. Christene vier die opstanding van die Here. Dit is 'n pragtige lied, 'n lied 417 sing. Maar soos dit ons Here se opstanding vier, kom ons ook by mekaar om God uit te wys en dit rondom sy woord. Ons gaan daarvan sing met Psalm 119. Kom ons staan en sing ons hierdie twee liedere saam. Vader, saam met God, rondom sy woord, begeer ons stuur u lig, u waarheid, die ons lei en ons bring aan die heilige berg, na u woning, Here, rus. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid, vrede vir julle. Van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, vir die kragtige medewerking. Amen.
Kom ons loof die Here vir troue liefde. Ja, ons sing van sy goeie tierenheid en ons sal tot in ewigheid daaroor kan jubel en juig. Ja, ons sing Psalm 89 vers 1 en vers 3 waarna ons saam geloof wil. Daar opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om lewendes en die dooies te oordeel.
In ons versoeningsdiens gaan ons saam lees uit Lukas 10 vanaf vers 25. En kyk, 'n sekere wetkenner het opgestaan om Jesus te toets en hom te vra: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom: Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy verantwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag, jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Net reg geantwoord het Jesus vir hom gesê: Doen dit en jy sal leef. As Jesus vir my en jou vanmôre sou sê, gaan doen die wet en jy sal ewig leef. Wie van ons kan opstaan en gaan doen? Jy sien, dit is 'n groot probleem. Nie van ons kan dit doen nie. Ons sukkel om God van harte lief te hê. Ons sukkel om mekaar lief te hê. En juis lê agter hierdie antwoord van Jesus ook maar, kom na my. Hy kan. En hy die volle skuld vir ons eie liefdeloosheid aan die prys betaal. Juis dat ons God se grenslose liefde vir elkeen van ons kan sien. Dat ons dit kan beantwoord. Met 'n dankbare liefde. Kom ons gaan na die Here toe en ons bely. Dis die klank, dan verdwyn net die klank. Ek verander niks. Sit die meeste die rooi een, sit hom klein bietjie hoër. Sit hom klein bietjie hoër. Op sy hoogte. Kyk hy een daar by jou, enetjie bo op die houtkas? Nee, enetjie bo op die houtkas? Nee, reg, ja, gaan dan net af, bietjie, ja, hy groot knoppie. Ja, draai hom gou 'n bietjie, so een of tweeetjies aan. Ja, jy is heeltemal by die regte knop, draai hom net so 'n bietjie aan. Klink dit beter? Dankie. Kom ons hou hom net eers so. Daar's hy. Kom ons gaan na die Here toe en ons gaan bely ons eie liefdeloosheid. Ons sê vir die Here, maar ons sukkel om so lief te hê. Kom ons gaan bely dit terwyl ons so sit met die sing van Psalm 25:2, vers 4 en vers 5. Kom ons by, ons hoofde saam. Onse Vader in die hemele, ons kom lê ons sondige gebrokenheid, sondes, dit lê ons voor U. Ons kom dit reeds uitsing, hoe dit ons plat trek.
hoe onbestomme ons elke dag is, hoe ons so daarmee stryd voer, om seer te kry, teleurgestel te wees. Here, U weet ook, al is dit soms met 'n ou geknakte riet geloof, hoe ons in Christus alleen ons redder sien. Hoe ons hoop, ons geloof, te hom gerig is. Daarom wees ons genadig. Sien ons elkeen aan in die groot genade wat daar in ons Here, in ons Verlosser is. Lei ons op 'n weg van ewige vrede. Dat ons besluite kan maak wat deur die Gees aangevuur word. Besluite wat nie net U naam verheerlik nie, maar wat ons op die stikkend spaar, wat ons eie dom besluite soms vir ons bewaar. Lei ons op 'n weg binne ons huisgesin, binne ons gemeente, waar U liefde die deurslag gee. En dat dit altyd die raakvlak sal wees tussen vriend en vyand in elkeen van ons harte en lewe. Kom ons Gees van God, kom vul ons harte, kom oortuig ons harte van God se grenslose liefde vir elkeen van ons. Lei ons nou so in die lig en in die waarheid van U woord. In Jesus naam. Amen. Voor ons gaan saam lees uit Psalm 101. Kom ons sing Psalm 136, vers 1 en vers 20. In vers 136 word in 20 verse oor en oor die woordjie herhaal goedertierenheid. En dis die woordjie gesed, wat julle weet Dominee Hendrik so lief voor is. Dit gaan oor God wat 'n belofte maak aan elkeen. Ek gaan vir ewig vir jou lief wees, en ek gaan vir ewig vir jou vertrou wees. En die een wat dit doen, is die verbondsgod, Jahwe, die groot ek is, alles gemaak het. Hy gaan nie verander daarop nie. Kom ons sing van hierdie troue liefde. Kom ons staan en sing ons hierdie aangrypende mooi woorde saam. Psalm 101, vers 1 tot 8. Van Dawid, 'n Psalm. Oor troue liefde en oor regspraak wil ek sing. U, Here, wil ek besing. Ek wil my toespits op 'n onberispelike lewenswyse. Wanneer sal ek dit bereik? Ek sal met opregte hart leef in my huis. Ek sal nie iets boos voor my oë verdra nie. In die pleeg van wandade het ek 'n weersin. Dit mag nie aan my kleef nie. 'n Valse hart moet van my af wegbly. Van boosheid wil ek niks weet nie. Wie sy medemens in die geheim belaster, hom sal ek vernietig. Hoogwaardige oë en 'n hoogmoedige hart, dit kan ek nie verdra nie. Ek is op die uitkyk vir betroubares in die land, sodat hulle by my kan bly, wie 'n onberispelike lewenswyse handhaaf. Hulle mag my dien. Daar sal niemand in my huis woon wat bedrog pleeg nie. Wie leuns vertel, sal nie voor my oë standhou nie. Elke môre sal ek al die goddeloses in die land vernietig, om so almal wat onreg pleeg uit die stad van die Here uit te roei. Tot sover ons skriflesing. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en daarvolgens lewe.
Ons gaan veral fokus op hierdie eerste woorde, pragtige woorde, oor troue liefde en oor regspraak wil ek sing. U Here wil ek besing. Ek wil my toespits op 'n onberispelike lewenswyse. Julle, een van die eienskappe van ons kultuur en ons samelewing op hierdie oomblik is, dit word raak beskryf met die woord relativisme. Dit is nou 'n verskriklike groot woord. Dit beteken eintlik maar net, niks is meer absoluut waar nie. Elke mens kan volgens sy of haar se eie oortuigings besluit wat vir hom of haar waar is. En jy kan nie meer vir my sê, ek sê die pot mis, of ek verstaan nie 'n ding nie, ek jok of ek is verkeerd nie. En volgens ons samelewing kan niemand, en met niemand bedoel ek niemand, geen mens kan meer opstaan en sê, hier het ek nou die absolute waarheid nie. Maar alles relatief geraak tot elke mens se eie oortuiging. Ons kan dit reg sê, ek en jy leef en beweeg in 'n waarheidlose samelewing. Elkeen leef en beweeg volgens hulle oortuigings, maar die slegste van so 'n samelewing, waar niks meer waar is nie, waar niemand meer kan onderskei tussen waar of vals nie. Elkeen doen maar net wat hy wil. Elkeen doen maar net wat hy wil, en almal beheer my en wil hê ek moet dink soos wat hulle dink. Ek moet ook dink hulle waarhede, daar is ruimte daarvoor, daar is spasie daarvoor. Ek moet dit nou maar net verdra. Eindelik moet ons dit nie verbaas nie, want die owerste van hierdie wêreld is tog die Vader van die lewe. En vanaf die paradys is ons elkeen daartoe geneig om weg van God en die waarheid af weg te beweeg. Ook ek en jy. Daarom hou ons en val ons so maklik vir al hierdie leuen. Maar is in hierdie leenbelaaide samelewing, dis hier waar ek en jy die Here Jesus Christus moet navolg. Dis hier waar ek en jy moet volhard in die geloof. Ek en jy moet elke dag aangaan met integriteit. Groot woord, om by die waarheid te hou en die waarheid te leef tot binne in my binnekamer. Ek moet aanhou om in die lig van die Bybel te hou by die waarheid van die woord. En kom ons wees eerlik, in baie van ons huise, in baie gemeentes, in baie kerke, in baie sogenaamde groot kerke en belangrike kerke vandag, word die waarheid ook nie meer gedien. Met reg kan ons vra, maar waar begin ons om die waarheid te dien? Waar begin ons om die waarheid te dien? En natuurlik, wie of wat moet die dryfkrag van my integriteit in 'n integriteitslose wêreld wees? Waar kry ek krag om dit te kan doen? Dawid, die volk leer om met integriteit te lewe, sing hy, oor troue liefde en oor regspraak wil ek sing. U Here wat ek besing. Ek wil my toespits op 'n onberispelike lewenswyse. As koning Dawid 'n besluit maak om homself met hart en met siel toe te spits om onberispelik te lewe, gee hy op ons die rede hoekom hy dit wil doen. Geef ons die rede. Heel moontlik was hierdie Psalm 'n belofte wat Dawid afgelê het, of toe hy koning geword het, of dalk later van tyd, nadat God groot dinge in sy lewe gedoen het, ons weet nie regtig nie. Maar toe hy hierdie lied gedig en geskryf, want God se optrede het hom tot integriteit geroep, tot die waarheid geroep, en hy wou ook graag vir die volk leer om so te lewe. En daarom gee hy vir ons in hierdie Psalm die rede hoekom hy so toegewyd voor God wil lewe. En ons moet onthou dat destyds, was die koning eintlik maar 'n verteenwoordiger van die volk. Soos die koning gelyk het, so die volk gelyk. As die koning goddeloos gelewe het, dan die volk ook maar hulle afgode en goddeloosheid
gehad. En mens sien dit tog in ons eie land. Van bo tot onder is almal korrup, as jy weer sien, almal om jou is maar korrup. Dit was in daai tyd ook so gewees. As Dawid vir ons die rede gee, hoekom ons met integriteit moet lewe, van hoekom ek en jy altyd by die waarheid moet hou en dit dien, dan begin hy eintlik by die hoogste waarheid rakende elkeen van ons. Hy begin by die waarheid wat enige leuen, soos mis oor die môreson laat verdwaai. Dawid sing, en let op die innige, persoonlike trant, oor troue liefde en oor regspraak, wil ek sing. En dan in dieselfde asem, U Here, wil ek besing. Die Here wat hy besing, is oorvol gelaai met troue liefde en regspraak. Jy kan die twee nie losmaak van mekaar nie. Ja, met hierdie woorde sing Dawid nie net van die bron van alle waarheid nie. Ook sing hy nie net van die hoogste waarheid van elkeen van ons nie. Maar hy sing ook van die dryfkrag agter hom, wat hom aanspoor om hy dankbaarheid, die waarheid te dien, om met integriteit te lewe. Vir Dawid is die Here wat homself aan Moses bekend gemaak het as ek is, Jahwe, want dit is die naam wat hy hier gebruik as hy sê van U Here. Ja, is God die een wat oorloop van troue liefde en van regspraak, ons kan ook sê van geregtigheid. Die God, hy wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat Here is van hemel en aarde, hy woon nie in tempels wat van hande gemaak is nie. Hy word ook nie deur menslike hande bedien asof hy aan iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja, ook aan ons, alles gee. Hy is van ewigheid af die Here, die groot ek is. Hy is dit vandag, hy was dit 'n ewigheid terug, en hy sal dit wees tot in ewigheid. Hy is die groot waarheid. Ek is. Waarheid begin by hom. Waarheid gaan oor hom. Waarheid bring jou altyd uit by hom. Die hoogste waarheid oor my en jou is net te vind by hom. Want as Dawid hom besing, sing hy van hierdie God, sy troue liefde, sy geregtigheid. Die woordjie troue liefde, gesed, ek dink julle moet al hierdie woordjie goed leer ken. Bring ons weer uit by daardie woord wat jy altyd in die Ou Testament kry as God oor sy eie hart praat. As hy wil hê wat ek en jy eerste moet raak sien as ons na sy hart kyk, dan wys hy vir ons wat dit is wat hom beweeg. Wat hy altyd eerste sal doen as hy met my en jou besig is. Hoekom hy betrokke in my en jou se hart en lewe is. Wat is dit wat hom dryf? Dit is sy gesed, dit is sy liefde en trou. En ons kan eintlik nie oor God praat, oor hom dink, as ons ook nie eers altyd by hierdie waarheid kom stil staan. As God self sy hart aan Moses bekend maak, gebruik God ook hierdie woorde. Julle kan gerus Eksodus 34:6 van lees. As Moses graag wil hê God moet homself aan hom bekend maak, dan lees ons dan vers 6, die Here, God roep dit uit, die Here, ons kan sê dis Jahwe, en dan sê, is 'n barmhartige, en 'n genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Heilige Gees, Dawid in sy hart daarvan oortuig, dat God tot in ewigheid aan hom getrou sal bly. En dat God tot in ewigheid vir hom sal lief hê. Niks wat hy Dawid doen, kan hom uit God se hart uitdryf nie. En dit gaan tot in ewigheid so wees. Want God se troue liefde vir hom
vind sy oorsprong, vind sy dryfkrag in God se eie hart. Nie in Dawid te doen en laat nie. Maar Dawid het ook geweet, dat God die God is oor regspraak. Hy's heilig. Hy's God. Hy kan my en jou en Dawid se sonde nie onder die mat invee maak asof dit nooit gebeur het nie. En dan sal hy nie meer God wees nie. Daarom was al Dawid se geloof, sy hoop en al sy verwagtinge gerig op God se genade. Genade stel altyd een ding. Genade gaan daaroor dat God betaal wat ek en jy nie kan betaal. God doen wat vir my en jou onmoontlik is, sodat hy vir ons kan liefhê. Genade wys op God wat ons sondeskuld betaal, sodat God 'n regverdige uitspraak oor ons kan maak. As 'n heilige God en sê, jy's vry gespreek. Tot in ewigheid is jy vry van enige sondeskuld. Die hoogste waarheid oor Dawid gaan oor God. Dat Dawid se hart daarvan oortuig. Hy vry is van alle sondeskuld. En juist daarom, Dawid, gaan ek vir jou lief wees tot in ewigheid. En ek gaan aan jou getrou bly tot in ewigheid. Sodat God en Dawid in 'n vader-kind verhouding kon lewe. Gaan raak stil by die huis oor die innigheid, die persoonlike innigheid van daai woorde. En is 'n lewe wat Dawid geweet het, verby die graf van die ewigheid in. God kon aan Dawid, en God kan vanoggend ook aan elkeen van ons 'n belofte van ewige liefde en trou maak, en ons van alle sondeskuld vryspreek, net op grond van die persoon en werk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Die hoogste waarheid oor elke kind van God, ook oor jou binne 'n korrupte samelewing, ook oor jou bewus van jou eie sonde gebrokenheid, gaan oor Christus wat gekruisig is, en hom wat uit die dood uit opgestaan het, sodat God ons tot in ewigheid kan bemin. Soos ons net nou gesing het in Psalm 119. Sodat ek kan weet hoe om God te bemin. By die kruis verklaar ons Hemelse Vader sy ewige liefde en trou aan ons duideliker as enige ander plek in die Bybel. Nêrens sien ons hierdie liefde en trou van hom so duidelik as by die kruis nie. Niks of niemand kan in tyd of ewigheid God se oorvloedige liefde my en jou blus nie. Niks kan. Niks kan ons uit sy hart uitdryf nie. Julle nie eens Hendrik se eie sonde kan hom uit God se vaderhart uitdryf nie. Kan nie. Hoekom? Hoekom in die Gees Dawid tot die besef van God se ewige liefde en trou, ook God se genade in Christus gebring? Hoekom bring die Gees ons ook vanmôre weer by die kruis van Jesus uit, sodat ons oor die hoogste waarheid van ons oortuig kan wees van God se ewige liefde en trou? Hoekom? Dink gou mooi. As 'n bruidegom sy ewige liefde en trou aan 'n jong meisie beloof, en vir haar vra met hom te trou om syne te wees, kan sy net op twee maniere reageer. Sy kan omdraai en wegloop en haar hart iemand anders te gaan gee. Wat 'n liefdestragedie. Of sy kan die bruidegom omhels en sy ewige liefde en trou beantwoord met liefde. Jy sien, dit is eintlik waaroor die Bybel gaan. God se liefde roep na my en jou se beantwoording met liefde. Liefde roep altyd na liefde. Dit is altyd so. Ook in my en jou se verhouding met mekaar, myne met Nokkie. Dit roep altyd
na liefde. Hoekom doen God alles? Hy laat sy seun aan die kruis sterf. Hy werk in harte deur sy woord en sy gees, sodat ons die waarheid van die evangelie moet verstaan. Dat ons sy troue liefde moet ken en kan verstaan. Hoekom doen hy dit? Sodat ons hom uit dankbaarheid uit kan lief hê. Sy liefde kan beantwoord met liefde. Hoe gaan God weet, ek en jy het hom lief? Hoe sou God weet, Dawid het hom lief? Dawid sing, ek wil my toespits op 'n onberustelike lewenswyse. Sien julle wat dryf Dawid daartoe om te sê, maar ek wil my toespits op 'n lewe van dankbaarheid, van 'n onberustelike lewenswyse. Ja, wanneer die Heilige Gees, die asemrowendheid van God se oorvloedige troue liefde, soos ons dit sien, ken en beleef in Christus, ja, wanneer dit in jou hart laat skitter, wanneer jou hart oorvloei met God se liefde, dan vonk hy 'n dankbaarheid, 'n lus en 'n liefde om onberustelik voor God te lewe. Dat God kan weet, ek het hom ook lief. So stikkend as wat ek soms is. Let op waar begin Dawid. Hy sê, ek wil my toespits op 'n onberustelike lewe in my huis. Hy herhaal dit 2 keer. En ons weet, as iets in die Bybel herhaal word, is dit belangrik. Hy sê, ek wil my toespits in my huis, voor my oë, ook 2 keer. In my huis, voor my oë wil ek my toespits. Met ander woorde, my hele hart, al my verstand, gaan ek daarop fokus. Om in hierdie waarheid van die evangelie en in die waarheid van die skrif te leef en te wandel. Dat God kan weet, ek het hom lief. Ons wag so maklik dat die wêreld moet verander voordat ons verander. Of ons hoop so baie keer iemand moet verander of sy gesindheid moet verander voordat my gesindheid kan verander. Of ek het altyd 'n rede hoekom ek later van my sonde gaan wegstap. Aangevuur deur 'n dankbaarheid in sy hart. Maak Dawid 'n liefde. Hy ontvang soveel liefde. Hoor ons hom sê, ek is, gaan lees hoe persoonlik raak hy in al die dinge wat hy daar opnoem. Hy maak 'n doelbewuste besluit, aangevuur deur God se troue liefde vir hom, om homself toe te spit. Nie net, doen wanneer ek wil nie, toe te spits. Met ander woorde, dit word alles in my lewe. God se liefde vir my in Christus. Wanneer die Gees my hart daarmee oorweldig. Begin om die leuns in my eie hart tuis te laat voel. Want die waarheid van die evangelie kom vol my hart. Dalk die leuen wat ek vir jou voorhou, en jy van my, sodat ons vir mekaar kan hou. Is nie lekker in my hart nie. Van my hart is dan vol van die waarheid. Van God se liefde vir my. Ook raak dit nie meer lekker om na die bose dinge in my eie huis te kyk nie. Want hoe sit ek in my huis en kyk na verkeerde goed of doen verkeerde goed, terwyl my groot beminde ook hier is, deur sy Gees. Ook begin jy 'n weerstand kry in jou eie verkeerde dade. Jou verkeerde dade teenoor jou huismense. Teenoor die mense wat elke dag jou pad kruis. Jy begin 'n weerstand daarin kry. Gaan lees bietjie hierdie Psalm weer en sien hoe dit eerste in Dawid se hart ontvlam het, hier in sy eie binnekring, om te stop met wat verkeerd is. Die waarheid van God se ewige trou en liefde aan my en die waarheid van sy woord begin om die leuns in my eie hart uit te wys. Dit dan te verdryf. En dan volg al die ander bose dinge in my lewe
En hulle moet by die agterdeur uit. Paulus beskryf dit so mooi, hy sê dit is om in 'n spieël te kyk. Hoe meer die Gees my in die lig van die Bybel bring en vir die goeie nuus van Christus te staan bring, hoe meer word ek oortuig van God se ewige liefde en trou aan my, en hoe meer gaan ek verander, dat die Gees van my verander na die beeld van Christus. En dan gaan ek baie meer daarop toespit om Godvreesend te lewe. Selfs in my binnekamer as niemand kyk nie. Selfs in my gedagtes begin ek al hoe meer om my gedagtes vas te vang en aan Christus gehoorsaam te maak. Ek het 'n diepe dankbaarheid om vir God te sê, ek het hom ook lief. Ek het hom ook lief. Natuurlik bly hierdie toespitsing op gehoorsaamheid aan Christus nie in die binnekamer nie. Dit spoel oor na my huis, die markplein waar ek werk, of die kringe waarbinne ek beweeg. Gaan lees hierdie gedeelte van vers 5, hoe van Dawid hierdie kring heeltemal wyd. Dat soos Dawid van ouds, bly ek nie meer stil as iemand met leuns 'n ander een belaster nie, en ek hou ook daarmee op. Skinder, praat van ander mense, halwe waarhede, ek hou op daarmee. Soos Dawid van ouds hou ek myself ook nie op, of staan ek ook nie in verwondering voor mense wat hulle self opblaas en hoogmoedig ag nie. In liefde bedien ek mense met die waarheid van die evangelie. Bring hulle op die regte grootte voor God en sy groot genade. Soos Dawid van oud, kan ek ook nie toe kyk hoe bedrog gepleeg word nie, waar mense met leuns onreg pleeg. Ook wanneer mense die leuen as die evangelie voorhang. Soos Dawid van oud, loop ek nie hand in hand met goddelose mense wat leef en beweeg asof daar geen God is nie. Hulle kan nie in my vriendekring wees nie. Hulle kan nie my beste vriende wees as dit hulle is wat my elke keer van God af weglei nie. Soos Dawid van oud, soek ek diegene op. Skaar ek my juis by diegene God lief het, soos ek hom lief. Wat die waarheid lief het, soos dat ek die waarheid van die kruis evangelie lief het. Soos dat ek hierdie waarheid beskerm, en soos dat ek hierdie waarheid uitdra. In 'n korrupte en ontaarde wêreld waar die waarheid letterlik deur vele leuns bedring word, roep die Gees ons. Hy roep ons op elkeen op tot 'n lewe van integriteit, om diensknegte van die waarheid te wees. En hoekom sal ons dit doen? En die hoogste waarheid, wat bo alles uitstaan, is God se liefde vir elkeen van ons. God se trou in elkeen van ons, soos dit geanker is, vasgemaak is in Christus se gekruisigde, die Here wat opgestaan het. En hoe meer die Gees my hart daarin oorweldig, hoe meer en meer wil ek in dankbaarheid my toespit, my hart en my verstand daarop fokus, en vir God lief te wees, met 'n lewe van integriteit. Amen. Ons bid saam. Onse Vader in die hemele, miskien is dit wat ons die meeste kort kom, om te kan besef hoe lief vir elkeen van ons is. Hoor ons as ons pleit vir mekaar, as ons gebed vanmôre juist daaroor gaan, mag elkeen van ons kragtig deur U Gees daarvan oortuig word, van hoe wyd, hoe diep en hoe ver U genade vir elkeen van ons strek. Wil U self in ons harte werk? Wil U self bekering bring waar dit nodig is? Wil U self dankbaarheid in ons wakker maak? U van harte lief te hê, maar nie getrou te wees.
U ook lief te hê, alles in ons. U weet, ons kan dit nie in eie krag doen nie. U weet, van al die kere, ons misluk. Daarom wil ons net vra, Here, vestig U self ons harte en ons gedagtes op Christus. Ons die troue liefde kan sien, kan ken, kan ervaar. Lei ons elkeen ook op ons eie lewensweg. Lei ons deur U Gees en lê die vinger ook op ons eie harte waar ons te klein dink van U liefde. Lê ook deur U Gees die vinger op dit wat in ons lewens verkeerd is. Ons weet, ons steek vir mense weg. U weet daarvan. Keer ons, sodat ons waarlik bekeer kan word. Maak ons opreg, sodat ons waarlik opreg kan wees. Maak ons gelowiges met integriteit, sodat U die eer en die lof en die dank in ons harte alleen kan kry. Dankie Vader, al U sal, U liefde, U goedheid. Ons kan net in aanbidding voor U stil raak, in verwondering oor U groot genade. Wil U ons lei deur U Gees ook in hierdie week voorlê, in al ons besluitneming, in alles wat ons graag wil doen en wil aanpak, van ons skoolkinders, van elkeen van ons op die markplein, waar ons gaan beweeg hierdie week. Lei ons, maak ons opreg. Vader, ons wil bid vir 'n ontaarde wêreld waar niks meer waar is nie. Ons wil bid dat U koninkryk sal kom, dat die bediening van die evangelie geseën sal word, dat U deure sal oopmaak, dat U middele sal gee, sodat U uitverkorenes, U liefdesboodskap in Christus sal hoor, en dat U uitverkorenes, die getal daarvan vol sal word, dat elkeen die evangelie sal ken. Seën elke hart, elke hand, wat om daartoe beywer dat die evangelie grense moet oorskry, in harte gehoor moet word. Maak dit moontlik. Gee geduld, gee liefde. Gebruik ons ook, waar U ons elkeen ook stuur met die opdrag om disippels te maak, om ook van hier uit te gaan en U liefde, letterlik met vriend en met vyand, te gaan deel. Vader, wees ons land in hierdie moeilike tye. Gee vir ons vrede, gee vir ons voorspoed. Versorg die armes, die swakkes, die ellendiges. En ons wil bid, veral ook vir gemeentes, vir meerdere gemeentes in die GKSA, waar die geld besig is om op te droog. Waar dit moeilik is om aan te gaan, om eredienste te hou, om 'n bedienaar van die woord te versorg, bid ons dat U uitkoms sal gee. En ons bid ook dat U wil sal geskied. Gee ook vir elkeen van ons 'n regte hart en 'n gesindheid om te kan help, waar ons kan. Here, as ons van hier gaan, wil ons saam met U gaan. En ons wil bid, lei en onderneem ons. Wees, Vader, werksaam in elke hart, hier is vanmôre, en elke broer en suster in ons gemeente, dat U sal ken. Dit bid ons, dit pleit ons, in Jesus naam. Amen. Kom ons antwoord met die sing van Psalm 119, vers 7 en vers 8, en dis 'n gebed, waar ons die Here vra om ons te help, ons te lei, ook in ons eie liefdesverhouding met Hom. Kom ons antwoord met hierdie lied saam.
Bemindes van die lewendige God in Christus. Kom ons gaan hier uit mekaar onder sy hand van seën. Die Here sal jou seën, jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.